In hierdie video gaan ek met jou deel waarom jou grond nie verkoop. So hierdie is spesifiek vir grondeienaars. En die nommer 1 rede waarom jou grond nie verkoop is omdat jou prys nie reg is. En hoe weet jy wanneer jou prys reg is? Jy kry 'n reaksie op jou grond. As jy dit adverteer, as jy byvoorbeeld deur 'n agent of deur 'n makelaar adverteer en jy kry basies binne 'n dag na dit begin adverteer is, dan sal reaksie. Dan weet jy jou grond is reg. As jy jou grond begin adverteer en jy kry binne 'n week, 3 dae geen reaksie, dan is jou prys nie reg nie. Waarom mense verkoop is elke persoon het sy eie rede vir verkoop, maar in die meeste gevalle waar ek by betrokke is in wildplase en landbougrond, is dit omdat mense is die verkopers het 'n bepaalde ouderdomsgroep bereik en nou wil hulle aftree. Hulle het byvoorbeeld nie 'n opvolger of hulle kinders of hulle dogters is getroud met tandartse of hulle kinders woon in Australië en kinders is geëmigreer. Dis gewoonlik een van die redes waarom verkoop. En die mense is op 'n sekere ouderdom is gewoonlik hier by 60 plussers. Nou en die mense so wat ek al gesien het is mense wanneer mense wil verkoop, dan neem jy kontak met hulle. Dit kan gewoonlik 3 jaar neem vir 'n plaas om te verkoop. Jy dink as jy die eienaar van die grond is, dan dink jy dit gaan oornag verkoop of dit gaan 'n maand of 2 wees. Nee, dit vat jare vir 'n grond om te verkoop. As jou prys reg is, daar's verskillende pryse en so. Maar as jou prys reg is, dan behoort jy binne 3 maande 'n koper te kry. Dit wil sê iemand wat finansiëel gekwalifiseerd is, gaan jou geld gee en jou grond gaan verkoop wees. Nou, ek het ook al gesien en ek het al grond gesien wat verkoop meer as 1 keer, waar daai grond is letterlik op die verkeerdste plek. Dit is alles wat jy wat 'n koper haat, is op daai grond. Iemand en dit is verkoop. En die eienaar en waarom noem ek dit? Want dit wys jou net weer, as die prys reg is, dan verkoop die grond. Nou wat was op hierdie grond gewees? Dit was letterlik so 1200 hektaar, baie naby in die dorp. En die een kant was daar munisipale stortingsterrein met al die kak en hare en die plastiek in die plaas ingewaai. En die ander kant was 'n informele nedersetting. Hulle het die plek leeg gesteel daarso. En daar was 'n huis gewees en die eienaar het vir my gewys, hy het daar 'n slot op die boorgat wat want hulle het hom binne op 'n krot gesteel met sy dompompop gesteel. Maar weet jy wat? Hy grond het verkoop want die prys was reg gewees. Dan was daar nog 'n ander grond wat ek ook van weet, wat reg langs, jy sien dit wat jy nie wil, van die hek af, sien jy dit wat jy nie wil sien. Grond het ook verkoop. Waarom? Want die prys was reg gewees. So mense het verskillende motiverings. Ek het al hoor by mense dat hulle sê ja, hulle wil nie die grond verkoop want hulle kan nie vir minder as 'n sekere bedryf prys verkoop. So ek is nie die eienaar van die grond, dis nie my besluit wat ek daarmee wil doen. Dis net ek deel net vir jou met my ervaring dat mense uit 'n sekere hulle het die grond gekoop want hulle te veel geld geïnvesteer en wil hulle nie verkoop want hulle dink omdat hulle dan te veel geld gaan verloor. Maar op die einde van die dag, na 3 of 5 jaar, dan verkoop hulle op die einde. Daai eienaar, mense raak net op 'n stadium raak hulle so gatvol dat hulle het afskeid geneem van die grond, want hulle het op 'n stadium toe hulle die grond wil gaan koop, toe het hulle hierdie droom gehad van byvoorbeeld wat hulle daar wou doen. En dan kom hulle op 'n sekere ouderdom, kinders is uit die huis uit, kinders stel nie belang, boet is in Amerika of boet is in Rusland, hy gaan boer in Rusland, wat dan ook al. En dan het hulle heeltemal afskeid geneem van die grond. Dan raak jy gatvol en jy wil net verkoop. Dan wil jy die lyntjies sny. So ek het nou al so 'n geval gehad, meer as 1 keer, baie sulke gevalle. Dis die meeste van die eienaars waarmee ek te doen kry, is so 'n geval waar
hulle die grond gekoop en dan het hulle nou miljoene rande daar geïnvesteer en nou veg hulle nog teen daai ding, hulle wil verkoop, maar hulle wil ook, hulle wil nie hulle geld verloor en nou veg hulle teen daai in hulle gevoel daarmee en ek het die mense net geadviseer dat wat die grond voor in daai, wat is die verwagte prys in daai geweste en waarom kopers in daai gebied waar daai plaas is, kyk op 'n kaart, dan sien hulle daar op daai kaart, dan sien hulle die afstand van die ongewenste elemente af, dan skrik die kopers, want hulle sit in Pretoria en dan kyk hulle op 'n kaart en sien, maar dit lyk so naby aan die ongewenste elemente. Nou daai verkoper moet nog eers op 'n stadium, dit kos die persoon 10.000 rande per maand om daai grond aan die gang te hou. Maar die persoon kon nou miskien verkoop en dan al daai geld gebruik het in 'n ander belegging. Maar die nostalgie en die droom wat daar was van voorheen sit nog steeds in die gedagtes. En die persoon het nog nie heeltemal volledig afskeid geneem van die grond. Alhoewel die persoon al jare lang nie meer daar woon en dit kos die persoon net geld. Maar daar moet eers 'n paar duisend, 100.000 rand of 1 miljoen of 2 miljoen rand nog verlore gaan voor hulle besluit om te verkoop. En dis net wat ek ervaar as makelaar. My naam is Groewe Erasmus. Ek maak video's van wildplase en landbougrond. Ek was al op 500 wildplase, enigiets van dwaalboom, maasstrome, naboom en enigiets tussenin. As jy dink verkoop, praat met my en ek kom na jou toe en ek gee jou eerlike opinie. En so die mense en nog 'n geval waar ek ook wat gesien waar grond was naby, dis daar in die Naboomspruit, Nylstroom omgewing daar rond, die grond verkoop, dis letterlik, jy sien die ongewenste elemente is reg langs aan, maar daai plaas het verkoop, baie mooi fasiliteite, pragtig, maar en het verkoop, want die prys was reg gewees. So, as jou prys reg is, hoe weet jy jou prys is reg? Nog 'n ding is, jou grond, jy hoef nie by, mense dink as hulle by 20 agente of by 5 of 10 of 20 agente gaan adverteer, dan is hulle kans om te verkoop beter. Dit is nie so nie. Al wat gaan maak is, jy kan by een agent of by een persoon adverteer, maar as jou prys reg is, dan kry jy 'n koper. Hoe weet ek dit? Ek het 'n grond daar by Stemoppan geadverteer 'n paar maande gelede. En omdat die prys reg was, ek het letterlik seker by die 30 telefoonoproepe gehad, ek het seker 13 mense daar gehad. Eendag het ek 3 mense op 'n dag daar gehad, net omdat die prys reg was. Ek het nou 352 hektaar hier naby Ellisras. Prys is reg. Ek het seker al ook hier by die 30 kontakte gehad. Waarom? Want die prys is reg. En daai grond gaan verkoop, verseker verkoop, want die prys is reg. En so, as jy dan dink om jou grond in die mark sit, jy verkoop, en jy wil binne die volgende 3 of 6 maande verkoop, praat met my. Ek gee jou eerlike opinie, ek wys jou waarvoor grond verkoop het, en as jy dink ek praat kak, en jy hou nie van wat ek sê, en ek sê, dan wil ek het ook graag onderaan in die reaksies oor die kommentaar. Ja, en ek het net hierdie ander broek aan, dit is vandag 2 Augustus, is 'n heerlike 21 grade hier in Ellisras, en nou wens ek jou 'n winsgewende dag. Groete van huis tot huis.